Goeiemôre, dit is Sondag die 18de Januarie. Baie welkom by NG Gemeente Skotbury se erediens. Ons het vanoggend 'n kinderdiens en ook nagmaal. Soos jy by die huis saam wil nagmaal gebruik, as jy meer as welkom. Ons tema vir vanoggend is 'n spanpraatjie, Deuteronomium 6 vers 7. Die diens is gemik op kinders, so ons gaan in die erediens lekker saamgesels en 'n klomp vrolike goed hê wat ons doen. Mag jy weet by die huis saam luister, ook in besonder God se nabyheid en sy teenwoordigheid beleef. Dat die Here is die Almagtige wat oral teenwoordig is, wat daar is waar sy kinders is, wat by ons is. Daarom is my voorreg om jou te groet namens die Here om vir jou te sê genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, van Jesus Christus, wat vir jou gesterf het en opgestaan het uit die dood, van die Heilige Gees, God wat in en by jou is. Nou vanoggend is ons tema spanpraatjies. Nou, ons het dit al gesien, as spanne by mekaar kom voor hulle begin met 'n wedstryd of so, as daar 'n onderbreking was, met halftyd, of baie keer as iemand 'n bietjie water of aandag nodig het, dan kom hulle so in 'n kringetjie by mekaar, dan hou hulle 'n spanpraatjie. Partykeer is die afrigter by, partykeer is dit net die kaptein, wat net vir mekaar moet inpraat en vir mekaar sê, wat gaan ons doen, om te fokus op wat gaan gebeur. So daai, wat hulle so in 'n klein kringetjie by mekaar kom en saamgesels. Ons as gesinne, ons as gemeente, ons as kinders van God, hou ook spanpraatjies, en moet ook spanpraatjies hou. Ons gaan nou daarna kyk, en sien dat die Bybel ook vir ons sê, dis partykeer nodig om saam te gesels oor 'n wedstrydplan en 'n plan vir wat ons gaan doen en hoe ons vir God gaan lewe. Nou is die vraag, wie is in ons span? Wie is deel van die span waarvan jy deel is? Nou, dit gaan seker eerste afhang van wie se span is ons. Dalk moet ons eerder daar begin as by wie is in ons span. Nou, wie se span? Vanoggend praat ons nie oor die leeu's of oor die springbokke of oor die sharks of oor die stormers of oor Bafana nie of Banyana nie. Ons praat vandag oor God se span. God se span, almal wat vir God lief is. En dan kan ons by die vraag kom van wie is in ons span. As ons weet wie se span ons is, dan kan ons makliker weet wie deel is van ons span. Wie is almal deel van God se span? Ja, ons gesinne, baie belangrik, ons gaan vanoggend lekker stil staan by ons gesinne, ons familie, ja, ons niggies en neefies, ooms en tannies, kinders en kleinkinders, ouma en oupa, ons groter gesinne, ons families, ja, ons gemeente, almal wat in Christus glo, wat saam hier in die kerk sit, ons vriende, mense wat ons lewens met ons deel, wat baie keer elke dag of baie dae 'n week saam met ons is, uiteindelik ons groter groep van gelowiges, almal wat in Jesus Christus glo. Nie net wat saam met ons hier in die NG Kerk sit nie, maar hulle wat saam met ons glo dat Christus God is. Ander kerke, ander gelowiges oor die eeue heen, deur die wêreld heen. Ja, selfs al praat hulle ander tale. Nou vanoggend is die belangrike ding, wie is in ons span? Dit gaan oor ons gesinne. Oor ma en pa en kinders, ouma en oupa, boeties en sissies. Almal wat so naby ons is. Hoekom hou ons spanpraatjies? Is ons op pad om met iemand te veg, iemand te beklei of iemand te stoei? Nou, ons is nie besig om met die wêreld te beklei as gelowiges of as gesinne nie, maar ons hou spanpraatjies oor ons geloof. Want elke dag terwyl ons lewe, glo ons, en elke dag het ons nodig om met moed en met krag te leef. So om spanpraatjies te hou in 'n gesin, as ons in God se span is, gaan uiteindelik maar oor geloofsgesprekke. Om saam te praat oor God. 'n Erediens, 'n preek is amper soos 'n spanpraatjie. Dat ons mekaar inspireer en mekaar leer oor wat God wil hê ons moet doen. Dat ons mekaar sal help onthou om die regte goed te doen
mekaar sal help om vas te staan in ons geloof, om te onthou wie God is, om God raak te sien in ons lewe. Daar is so 'n storie wat vertel word van 'n gesin wat altyd by die see vakansie gehou het, en naby in hulle huis op die strand was daar 'n baie lekker rots waarop hulle kon gaan sit het. En as hulle by die rots gaan sit, naby die water, maar veilig dat die branders nie by hulle kan uitkom nie, het hulle gesit en vertel oor hoe ervaar hulle God, hoe herinner hierdie plek hulle aan God. Het hulle vertel oor die rots waarop hulle sit en die branders wat so preek. Lekker gesels oor hoe hulle God raak sien in hulle lewe. Nou vanoggend gaan ons saam lees Deuteronomium 6 vers 7. Voordat ons hom lees, kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons kan saam wees as u kinders. Dat ons kan saam wees as u span. Ja, gelowiges, verskillende ouderdomme, Here, met verskillende agtergronde, wat gelukkig verskillend lyk, dat ons mekaar kan herken en kan lief hê. Dankie dat ons weet, u het ons lief. As ons vanoggend saam is, help ons om te hoor wat u vir ons wil sê. Ja, Here, as ons die Bybel lees, as ons saam dink oor die preek en saam luister, as ons saam sing, as ons saam bid, mag dit alles gefokus wees en gerig wees op u. Spreek, Here, u kinders luister. Amen. Deuteronomium 6, hier lees ons vanaf vers 6, ons gaan lees tot by vers 9, maar ons teksvers is vers 7. En die woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op jou hart dra. Herhaal dit vir jou kinders, praat met hulle daaroor wanneer jy by jou huis sit, en wanneer jy op pad is, en wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand, en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne van jou huis en die stadspoorte. Vers 7, herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor, wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Dan gaan ons dit ook weer lees uit die Bybel vir almal vertaling. Julle moet die dinge onthou wat ek vandag vir julle sê, en julle moet dit vir julle kinders leer. Julle moet oor hierdie dinge praat wanneer julle in die huis sit, wanneer julle op die pad loop, wanneer julle gaan lê en wanneer julle staan. Julle moet dink aan die dinge wanneer julle iets met julle hande doen en wanneer julle na iets kyk, en wanneer julle uitgaan en ingaan by die deure van julle huise en van julle poorte. Ons is geroep deur God om saam te gesels. Vers 7, herhaal dit vir jou kinders. Praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Ons is geroep deur God. Ons kry die opdrag om spanpraatjies te hou as gesinne. Spanpraatjies te hou uiteindelik ook as gemeentes, as families, as vriende, as gelowiges. Waarom besonder as gesinne, as ouers, kinders, as oumas en oupas en kleinkinders en kinders, ja, wanneer ons saam is. Nou vra ons, wanneer moet ons hierdie spanpraatjies hou? Wat sê die teksvers vir ons? Ons moet dit doen wanneer ons in ons huise sit, ons moet dit doen wanneer ons op ons pad loop, ons moet dit doen wanneer ons lê, ons moet dit doen wanneer ons staan. Dis eintlik maar altyd, orals. Wanneer ons besig is met die lewe, dan moet ons hierdie spanpraatjies hou. En die Bybel vir almal sê dit mooi in vers 8, julle moet dink aan hierdie dinge as julle iets met julle hande doen, wanneer julle na iets kyk, wanneer julle uitgaan en ingaan. Ja, terwyl ons besig is met die lewe, moet ons dink oor God. Want dis waaroor ons spanpraatjie gaan, oor hoe ons as gelowiges lewe. Oor God, oor wat hy van ons wil hê, hoe hy wil hê dat ons moet leef, hoe ons hom kan lief hê en sy naam kan groot maak in die wêreld. So baie belangrik dat ons orals, altyd, elke dag, wanneer ons die kans het, dat ons 'n spanpraatjie sal hou. En dit maak nie saak waar ons is nie. As daar 'n geleentheid is, kan ons saam praat. Dalk moet ons net nog steeds ordentlik wees met die wêreld om ons. En nou nie gaan staan 'n gesinsspanpraatjie hou terwyl iemand besig is met 'n lesing voor ons nie, of wanneer ons in die middel van 'n fliek is nie. Maar ons kan ook films gebruik
en dan saam gesels oor wat ons daar sien, of het reg of verkeerd is, of hoe ons God wil hê dat ons dit moet hanteer, of daarna kyk of daaroor dink. Want wat God wil hê is nie altyd wat die wêreld doen, wat die wêreld vir ons sê nie. Ja, ons moet dalk nie in die kerk kiphard praat terwyl die dominee besig is om te preek nie, maar ons kan na die tyd lekker oor die preek gesels, en vir mekaar sê ons dink, dit was nogal oulik gewees, ek hou van hierdie storie, dalk kon dit anders gewees het, of dis hoe dit werk in ons lewe. Ja, wanneer ons Bybel lees in die oggende, of in die aande, as ons gesin saam Bybel lees, vir mekaar vertel hoe ons God beleef, hoe ons God ervaar, wat ons uiteindelik doen. Maar dit bring ons by die ding van, waaroor gaan ons spanpraatjies? Ons spanpraatjies gaan oor God. Gaan oor God en hoe God wil hê dat ons in hierdie wêreld moet leef. Hoe God wil hê dat ons moet optree elke dag. In Deuteronomium 6 gaan dit oor die wette wat die Here vir Israel gegee het. Die 10 gebooie wat op die klippe is, en daarmee saam al die reëls wat Israel moes nakom. Ons spanpraatjies gaan oor God, oor hoe ons vir hom kan lewe, hoe ons sy nabyheid en sy liefde beleef, hoe ons ervaar dat hy deel is van ons, dat hy by ons is, hoe ons vir ander mense kan vertel van God. Ja, dit gaan oor God, waar ons vir mekaar vertel wat God vir ons doen. En dan vra ons, behalwe as ons nou weet waar ons dit kan doen, eintlik enige plek, maar primêr by die huis, terwyl ons besig is, vir alles ons wakker is, as ons weet waaroor ons praat oor God, dan is die vraag, hoe doen ons dit? Hoe werk hierdie spanpraatjies wat ons uiteindelik moet hou? En hier begin dit nou vir almal help. Hoe weet ons, hoe doen ons dit reg? Nou daar is nie 'n spesifieke ding wat jy moet doen nie. Jy kan dit enige tyd doen. Weer in vers 18, terwyl jy met jou hande werk, terwyl jy na goed kyk, terwyl jy loop, gebruik wat jy het. Gebruik dit wat om jou is. Gebruik dit wat God vir jou gee. Jy hoef nie in die kerk te wees om 'n spanpraatjie te hou nie. Jy kan 'n spanpraatjie hou by die huis. Jy kan 'n spanpraatjie hou daai gesin wat gesê wat op 'n rots sit langs die strand of op die sand sit. Jy kan 'n spanpraatjie hou in die bosveld. Jy kan 'n spanpraatjie hou in die garage. Jy kan die spanpraatjie oor God hou as jy in die kar besig is om te ry. Gebruik wat jy het. Gebruik wat jy rondom jou sien. Gebruik wat jy rondom jou voel. Of dit warm is of dit koud is. Dalk is dit reën of is die son skyn. Ons kan lekker gesels oor God met dit wat rondom ons is. Hom raak sien om ons. Nou gaan ons dit vanoggend prakties doen. Wat sien ons hier by ons? Die kinders nou hier lekker kom kyk. Eerste ding wat ek vir julle wil wys is hierdie lekker goed. Soos wat lyk dit? Hierdie lekker goed lyk soos vrugte. Ja, elkeen in die vorm van 'n vrug. Druiwe, pineappels, wartlemoen, lemoene, lekker vrugte wat ons kan eet. As ons nou na lekker goed vrugte spesifiek kyk, wat laat vrugte ons dink rondom God en rondom die Bybel? Ja, vrugte van die Gees. Galasiërs 5 vers 22, die vrugte van die Heilige Gees: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ons kan nou, gaan ons sommer vir almal wat in die kerk is, elkeen 'n vruggie van die Gees gee, 'n vrugte gee om te eet. So die kinders my gou help om dit uit te deel. Dan moet hulle terugkom, dan gaan ons verder spanpraatjie hou. So hierdie vrugte van die Gees, terwyl hulle nou uitdeel, is iets wat ons elke dag moet uitleef. Praktiese goed, wat vir mense laat beleef dat ons Christene is. Ons moet mekaar lief hê. Ons moet bly wees. Ons moet met vrede in ons harte leef. Met geduld moet ons mekaar hanteer. Baie belangrik geduld, nee? Vir ouers en kinders beide kante toe. Oumas en oupas moet ook baie keer leer om geduldig te wees. Vriendelikheid, goedheid. Ons moet getrou wees aan God, sagmoedig. Ons moet nie met mekaar kwaai en nors wees nie. Met selfbeheersing leef. Die volgende ding wat ons hier in die kerk kan sien vanoggend wat belangrik is die nagmaaltafel. En wat sien ons hier op die nagmaaltafel? Ja, hier is meel. Sien julle hierdie pakkie broodmeel en 'n pakkie druiwe. As julle aan meel dink, waaraan laat dit julle dink? Is daar iets in die Bybel, 'n storie oor meel wat julle kan onthou?
Ja, een van die profete, sy meel het nooit opgeraak toe hy by die vrou gebly het nie, by die weduwee. Sy het meel en olie in 'n kruik gehad wat toe nooit opgeraak het nie, na sy haar laaste gebruik het en gedink het sy gaan doodgaan van die honger. Druiwe. Ja, as gelykenisse oor 'n druiwe, die wingerdstok, die sê ons moet in hom bly en dan kan ons lekker druiwe dra, vrugte dra. Druiwe, wat word met druiwe ook gemaak? Wyn. Ja, die Israeliete was lief daarvoor om druiwe te plant. En dan verder op die tafel sien ons die brood en die wyn. Die brood en die wyn, laat ons dink aan wie? Ja, Jesus. Aan Jesus wat in die kruis gesterf het. Hy sê dit, as hy nagmaal instel, die donderdag aand voor sy kruisiging, dan sê hy vir hulle, vat die brood, en as julle dit breek, onthou, my liggaam is vir julle gebreek. Jesus het aan die kruis gehang, en hy is doodgegaan, sodat ek en jy nie doodgemaak sal word deur God nie. En dan sê hy vir die disippels, as julle die wyn drink, julle, soos ons vanoggend gaan wyn of druiwesap drink, die nagmaal, onthou dat my bloed gevloei het, dat sy bloed gedrup het van die kruis af, dat ons nie meer geoffer hoef te word nie. Ons weet in die Ou Testament het God mos diere laat offer in die plek van mense. Dat hy gesê het, maar eintlik moes hulle gestraf gewees het, want nou straf hy 'n dier in hulle plek. So kom sê die nagmaal vir ons, dat God ons vryspreek. Die brood en die wyn herinner ons aan Jesus en sy liefde ook uiteindelik vir ons. Ons kan wanneer ons saam eet, lekker gesels oor die nagmaal, oor wat God vir ons gee. Ja, dit wat op ons bord is, kan ons gebruik om dalk te dink, is daar 'n storie in die Bybel wat daarby pas. Of sommer net, hoe God goed laat groei. As ons brood eet, die storie oor die koring wat groei, klein bietjie wat val en baie vrugte voorbring. As ons besig is met ons lewe, gesels oor God, sien God raak rondom julle. Nou, vanoggend is hier nog 'n ding vir die kinders op die nagmaaltafel. Sien julle al hierdie stokkies? Ons gaan vanoggend gou as kinders kruisies maak. Kruisies wat ons herinner aan die nagmaal, wat ons herinner aan Jesus se kruisiging, aan sy liefde vir ons. Dit is belangrik dat ons as kinders van God, as gesinne, as families, as gemeentes, as vriende, as gelowiges, saam praat oor God, saam groei in ons geloof. Here, dankie dat ons kan deel wees van 'n familie, dat ons kan deel wees van 'n gesin, van 'n gemeente, van 'n geloofsgemeenskap, van 'n groter kerk oor die wêreld. Here, U het vir ons geroep en gekies. U rus ons toe deur die woord. U rus ons ook toe deur mekaar, deur die Heilige Gees. Mag ons met mekaar gesels oor die woord, oor U liefde en U omgee vir ons. Here, mag ons omgee en dit wat ons doen, U verheerlik. Bring ons as gesinne nader aan mekaar, Here, maar in besonder ook nader aan U. Geef ons wysheid, dat ons weer regtig goed sal gesels, dat ons weer regtig goed sal sê, dat ons sal onthou wat U vir ons in die Bybel leer. Geef ons 'n ywer om die Bybel te lees en U te leer ken. Dankie dat ons saam kan bid. Ook waar ons nou in die nagmaaltafel gaan aansit en die tekens van brood en wyn gaan geniet. Wil U vir ons intens laat beleef dat U teenwoordig is. Amen. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem dit vanoggend, eet daarvan, en dink daaraan dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening van al jou sonde. Die wyn wat ons drink, is ons gemeenskap met die bloed van Jesus Christus. Neem dit vanoggend en drink daarvan, en dink daaraan dat sy bloed gevloei het, tot 'n volkomme versoening van al jou sonde. Here, U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die Almagtige, die God wat hemel en aarde geskep het. Ja, Here, die see wat ons
hier langs ons kan sien, die berge, die diere, die plante, die voëls in die lug. Here, U is die een wat die seisoene in U hande vashou, die droogte, die baie reën. Ja, Here, U is die een wat vir ons voorsien, die Almagtige. U is die een wat ons kom red, waar ons verlore is en onsself nie kan red nie. Wat mens word en onder ons kom woon, dat ons U kan ken. Here, ons wil U verheerlik in ons lewens. Wil U deur die Gees ons daagliks vernuwe. In Jesus Christus se naam. Amen. Mag die Here vir jou seën en jou beskerm. Mag die Here naby jou wees en jou genadig wees. Ja, mag die Here jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Amen.